Hallo maats en welkom by ons kanaal. Eendag, lank gelede, was daar 'n groot klomp mense wat Jesus gevolg het. Die mense het al agter Jesus aangeloop, selfs toe Jesus die see oorgesteek het. En selfs toe Jesus teen die berg opgegaan het, het hulle hom gevolg. Maatjies, raai bietjie hoekom hierdie mense Jesus agtervolg het. Hulle het Jesus agtervolg want hulle het gesien dat Jesus wonderwerke doen deur siek mense gesond te maak. Tjoe, dit is baie cool, nee. Maar liewe maats, toe Jesus weer sien, toe kom daar 'n menigte mense na hom toe aangeloop. Daar was so 5000 mans, sonder al die vrouens en kinders. Julle sal nie glo nie, wat vra Jesus toe vir Filippus nie. Jesus vra vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Maar eintlik het Jesus net vir Filippus getoets, om te sien of hy sal weet, dat Jesus presies sal weet wat om te doen. Filippus het nogals lekker geskrik. Liewe maatjie, dink net as jy daar was, en Jesus vra jou, hoe gaan jy vir al hierdie mense kos gee? Ek sou mos vreeslik geskrik het, want dit sal te veel geld kos. Die winkel sal nooit soveel brood hê. Van die disippels het gesê, stuur al hierdie mense huis toe, sodat hulle kan gaan eet. Maar Jesus het gesê, die mense kan bly. Gee julle hulle iets om te eet. Die disippels het vir Jesus seker baie snaaks aangekyk en gedink, en hulle koppe gekrap en gewonder, hoe op dese aarde moet ons dit nou doen? In die skare mense was 'n klein seentjie wat ook vir Jesus gevolg het. Die oulike klein seentjie het sy klein kosblikkie by hom gehad, waarin daar 5 garsbroodjies en 2 visse was. Dit was nie eers genoeg kos vir die seentjie nie, maar die seentjie was bereid om dit alles vir Jesus te gee. Die disippels sê toe vir Jesus dat dit hopeloos te min is om al die mense kos te gee. Terwyl die groot menigte op die lekker groen grassie sit, vat Jesus die 5 broodjies en die 2 visse en Jesus bid en dank God vir die broodjies en visse. Toe begin Jesus die brood breek en gee dit vir die disippels om uit te deel. En so maak Jesus ook met die visse. En raai wat, liewe maats? Die brood en die visse bly net meer en meer word soos Jesus dit breek. Dit is absoluut supercool, né? En dit is presies wat 'n mens 'n wonderwerk noem. Die menigte mense was so verbaas oor die wonderwerk wat Jesus gedoen het. Al die mense het te lekker geëet en was versadig. Daar was oor genoeg vir almal. Selfs nadat almal oor as genoeg geëet het die disippels nog 12 mandjies met brood na die tyd opgetel. En dit alles van net 5 garsbroodjies. Dankie Jesus vir u voorsorg. Feit. Hierdie wonderwerk is baie belangrik, want dit is die enigste wonderwerk, behalwe Jesus se opstanding, wat in al 4 die evangelies voorkom. Daar was eintlik baie meer as 5000 mense, want in daardie tyd het hulle net die mans getel. Daar kon tussen 15.000 en 20.000 mense gewees het. Sjoe, hierdie storie laat mens dink aan die nagmaal, waar ons vandag nog die brood breek en Jesus onthou. Onthou maats, Jesus voorsien nie net genoeg nie, maar altyd meer as wat ons nodig het. Bid, glo en vertrou hom altyd vir jou wonderwerk. Like en subscribe asseblief. Totsiens maats!